Goeiemiddag hierso van Huis van Heerlikheid, hier vanuit die sitkamer uit van Huis van Heerlikheid. Ek het vandag saam met my Tanya de Pre, ou kollega saam met my, wat ons kon mekaar al 'n paar jaar, seker van 19, ons kan so al mag gaan, nee. Ja, miskien maar nie die jaar weg Ja, nie. ja, nee. Ons ken mekaar baie lang. Sy is saam met pastoor Thys en saam ons bedien by Lamstraat en goed geding om vanmôre vir haar so 'n bietjie aan die woord te kan kry. En ja, sê vir 'n bietjie van jouself. Wel, ons is maar, of ek is in die bediening gebore, regtig. Jy weet, my pa was 'n pastoor, ooms was pastore en so aan. Nou ja, en toe trou ek met 'n pastoor. Maar my hart is in die bediening ook. Ja. So soos jy sê, ons is besig om by Lamstraat te bedien op die oomblik. Ons het herdersharte en ons geniet wat ons doen. Ja. Ja, is lekker saam julle saam met span te hê en deel te wees in die span en die groter visie en als en vertrou God net vir die supernatural. Maar ons is nou hier met 'n interessante gesprek met aanleiding van laasweek se gesprek oor weet hoe hanteer 'n ou wanneer 'n ou jy voel teleurgesteld. En nou, hoe kom 'n ou uit teleurstelling uit? Jy het slegte nuus gekry of jy is teleurgesteld aan een of ander persoon of van jou man of van jou kinders. Met teleurstellings elke dag, daaglikse ding wat mense een of ander man deurgaan. Hoe hanteer ek dit? Ja. Ek sou dink die eerste ding wat 'n mens moet doen is, ons is baie keer so bang vir ons emosies. Ons is bang om daai teleurstelling te ervaar, ons is bang om te sê hoe ek werklik voel oor wat ek nou ervaar het. Ons het woede, ons het hartseer, die teleurstelling soos jy sê, is 'n baie groot emosie wat 'n mens het en wat 'n ou moet hanteer. Maar ek sou sê my eerste raad, my eerste stap wat 'n ou moet vat, sal wees om te sê, sit met daai emosie. Sit met dit en dink, wat is dit wat my so laat voel? Want baie keer het ons 'n reaksie teenoor iets en ons is nie altyd seker hoekom ons op daardie manier reageer nie. En dan wanneer jy jouself ondersoek, dink by jouself, is dit iets wat jy regtig wou gehad het? Hoekom voel ek teleurgesteld? Is dit dalk 'n verwagting wat ek gehad het wat nie realisties was nie? Het ek enige belief, soos wat 'n ou sê, daai dinge wat ek glo oor myself, dinge wat ek glo oor die wêreld? En baie keer het ons, ek kan nou nie dink in die Afrikaanse woord regtig nie, maar beliefs in ons lewe. En dit is wanneer goed in ons lewe gebeur, van kleins af. En ons het soveel stories en bewyse wat sê, maar dit is waar in my lewe. So, miskien het jy hierdie verwagting om CEO te word van 'n maatskappy, jy weet, of 'n bevordering te kry. Maar jou beperkte belief of wat jy glo oor jouself is, ek is nie genoeg nie. Ek sal dit nooit maak nie. Soms is 'n ou bang vir sukses. Jy weet, so ek dink jy moet gaan kyk na wat is die dinge wat jy sê oor jouself, wat is die dinge wat jy sê oor die wêreld, want ons is in hierdie wêreld, maar die lewe gebeur in ons kop. Ja. So ek sou dink, sit met jou emosie heel eerste, kyk was jou verwagting iets wat realisties was, en kyk na wat jy regtig glo oor jouself, oor dit wat jy wou bereik. Ja, ek dink dit is soveel waarheid wat jy sê, om te gaan ondersoek eers die binnekant, en van waar af kom dit, en dan van daar af jou, hoe kan ek sê, dit kan benader, hoe gaan ek oor dit kom, hoe gaan ek by jouself gaan reggeruk, want dit is stof wat ouens maar doen, is, hulle gaan sak en as, en wil alles net opgee, wil nie meer probeer nie, wil nie meer enige nuwe uitdagings aanvaar of wat ook al. Jy weet, ding is verskillende emosies, soos jy sê, dis baie verskillende emosies en wat jy beleef op daai oomblikke. En ek dink vir my ook, wat ook belangrik is, om dit alleen te doen, ja, is reg, gaan sit met dit, gaan praat daaroor, en ook met iemand aan jou kamp te kry, weet, om te weet dat ek kan met iemand praat, weet, wat veilig is, wat nie nog verder
te neergedruk gaan dit voel nie, of ja, dis 'n systeem ding, ja, dit is dit en dat. Ja, ons leef in 'n tyd waar dit 'n systeemstorie is. Ons word almal onderdruk in sekere areas vir verhoging, vir ons uitkomste en vir ons deurbrake, voel ons onderdruk, jy weet, en jy voel dalk jy sien die 5de wiel in die wa, jy weet. Maar dit vir my is dat, hoe gaan ek hier deurkom, en ek hoor wat jy sê, van, weet, gaan doen die ondersoek, gee toe in jou emosie, met wie praat ek, hoe gaan ek die stapgewys amper half hier uit gaan kom, en ek weet vir my kant is, ek wil so 'n dadelik geestelike kant toe trek, trek so dadelik na die Here, trek na die woord toe, maar vir die ou wat nie 'n woordbuis is nie, ou wat nie kerkganger is nie, en hoe hanteer so 'n ou dit, hoe gaan 'n ou, eventueel wil jy hom tog hê, by 'n kerk, of by iemand wat vir hom, kyk, hy's self 'n beraader, 'n life coach, om mense te kan help, en want jy sit met 'n wye verskillende gehoor voor jou. Daar vir die ou wat nog nie op die plek is van 'n kerk of van Bybel baseer, maar hoe help 'n ou so? Ek dink jy het net nou iets belangrik genoem, is die feit dat jy mense om jou moet kry, en waar jy veilig voel. Maar net voor dit wil ek sê, iets wat mense se teleurstelling baie meer dieper kan laat voel, is wanneer ons waarde heg aan ons optrede. Kom ons sê maar aan ons performance. So baie keer voel ons dat dit wat ek doen, as ek dit goed doen, as ek aanvaar word, as ek die werk kry, as ek kry wat my hart begeer het, dan beteken dit ek is ook 'n goeie mens. En dan baie keer aan die ander kant is, ek is oorgesien vir 'n verhoging, jy weet, ek word misgekyk in sekere situasies, ek het nie bereik wat ek wil bereik nie, en dit is gelyk aan, ek is nie goed genoeg nie. Dit is gelyk aan, my waarde is nou nie meer wat ek wil hê dit moet wees. So, en ek dink, dis baie keer wanneer ons waarde daar op die tafel sit, en ons sê, my waarde hang af van hoe ek perform. Jy sien, en dan wanneer my performance nie is wat ek gedink het nie, mense het nie so gereageer nie, ek het nie gekry wat ek wou gehad het nie, nou is dit gelyk aan die feit dat ek as 'n mens is nou nie meer belangrik nie. En dan die ander ding is, ek dink jy moet vriende om jou kry. Maar vir my, ek sê altyd 2 of 3. Nee, klomp gehoor nie. Nee, nie 'n groot gehoor nie. Nee. Kry vir jou 2 of 3 mense, en dan wil ek saam met dit vir jou net sê, moenie mense kry wat jou gaan jammer kry nie. So kry iemand wat met jou gaan stap, maar iemand wat gaan sê, ek hoor waardeur jy gaan, en jy gee 'n oomblik om dat hulle bietjie kan afpak, en dat hy hoor waar die teleurstelling is, maar dan het jy iemand nodig wat sê, goed, nou het ons nodig om jou stof af te vee en op te staan, en wat gaan ons nou doen? So kry vir jou vriende, maar nie mense wat noodwendig dink soos jy nie. Kry iemand wat beter dink, ek sê nou beter dink, maar mense wat hoër verwagtinge het, mense wat dit uit jou wil uitkry wat daar in jou is. Mense wat vir jou kan sê dat jou performance is nie gelyk aan jou waarde nie. Soveel waard, nee. Ek dink dit is iets wat 'n ou nog meer oor kan gepraat in dit, want ek dink, want jy evalueer jouself, jy weet, jy gaan soek altyd die fout by jouself, en so jy sê, is jy goed genoeg nie, maar tog steek al soveel baie meer in jou, en dalk is dit net 'n teken vir jou om in 'n ander rigting in te slaan, om te ontdek, maar jy het ook nodig om daai ouer vir jou te wys ook, vir te sê, weet jy wat, nee, ek dink jy gaan beter in hierdie rigting funksioneer. Dit weet, of gee dit nog 'n probeer, gee nog 'n kans, of maar ook kom ek van die belief kant af, nou van die geestelike kant af, is om dan saam om woord net te vat. Bou jouself met skrif. En ek weet byvoorbeeld, en ek het nou laas Sondag gesê, hoef die vinnigste wanneer 'n kind van God
op 'n dieet gaan, is wanneer jy teleurgesteld is, mismoedig voel, whatever die keus mag wees, maar wat die eerste drop is woord. Weet, en dan gebed, kerk, en jy vir my kom ons sê kerksmense, soos jy sê. Maar jy vir my alles rondom dit, en jy gaan op 'n dieet, en dit sien ek die gevaarlikste ding wat jy kan doen. En ek wil dit nie selfe asem sê, ouens, as daar 'n ou is, jy so 2 of 3 ouens met wie jy kan gesels, maar ouens wat jy regtig waar kan, wat ook geestelik volwasse is, om jou goeie raad te gee. Is nie almal wat geestelik volwasse ook is nie, en wat ook vir jou indirek kan sê, kyk jy, die manier hoe jy nou dink, is gesond nie. Help die persoon terugkry op woord. As hy nie weet vir skrifte nie, gee dan vir hom 1 of 2 of 3 skrifte, wat hy gaan sê, gaan mediteer op hierdie skrifte, gaan oordink hierdie skrifte. En ek dink aan die skrif wat ek ons gisterand gesien het vandag rondom, ek wil net gou net weer deurgaan, en dit is vir my so awesome, wanneer 'n ou begin terugkeer na die woord toe, en hoe die woord jou einde van die dag bemoedig, om te sê, want weet, die Here glo in my. Die Here is my rots, hy is my sterkte, hy sal nie vir my deurkom. En ek glo dat God wil vir ons bonatuurlik deurkom in ons eie lewe. Hy sê broeders, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan, en hy van die lewende God afvallig word nie. En so maklik dat 'n ou beginne, jy glo nie meer nie. Jy glo nie meer dat daar is vir jou sukses nie, of 'n promosie, of 'n uitkoms, 'n beter kans nie, of ons kan dit na wye vlakte toe vat, maar hoe ongeloof beginne inkruip in ons lewens in. Maar kry dan daai ouens, wat my ding is, wat om jou 'n netwerk kan bou met 5, kry 5 van jou kant. Maar aan my laaste, ek wil nie verder, ek dink dit is 'n onderwerp wat 'n ou weer kan praat oor, en bietjie na sekere angles kan kyk, wat vir ons, om die gehoor, die wat daar buite is, te kan help in dit, en te sê, is 'n lifeline wat uitgegooi word vir jou, en kyk na die volgende, my lifeline vir my is woord, dit gaan vat die woord, gaan lees die woord, en gaan mediteer op die woord, nie net lees om net, want jy so, kom ons sê die woord, teleurgesteld, dat jy lees, maar dit maak nie vir jou sin wat jy lees nie. Jou oë gaan oor hierdie woorde, en kom lees, jou gedagtes is by 110 plekke, en jy kan net nie settle. En ek dink wat jy in die begin gesê het, raak jy stil. Weet, gee plek vir hierdie emosie. Ek dink dis 'n baie goeie raad daai. Gee plek voor ou woord toe gaan. Kry eers jou op 'n plek waar jy gestabiliseerd is. En dan daarna, jou vriende, dan woord. Miskien is ander godsdienstige ouens my gooi met 'n klip wat nou sê, dan woord. Maar ek praat van die ou wat nie op 'n geestelike level is nie. Jy kan nie ou in die water intrek, doop jou en karabasata dan. Maar jy verstaan wat ek sê, dit is maar ons manier. Maar ons sit jy vir 'n oomblik in daai ou se skoene. In die laaste vir jou, in 'n nutshell, vir ons iets kan gee, voor ons sou gaan afsluit. Ek dink as ek 'n uitdaging daar kan sit, 'n praktiese ding. As jy nou vanoggend kyk, wanneer jy ook nou al luister hierna, hoeveel rooi karre het jy gesien vandag? En miskien sê jy, nee, ek het eintlik nie gesien nie, maar as ek vir jou sê, ek gee vir jou R200 vir elke rooi kar wat jy sien nou, hoeveel rooi karre dink jy gaan jy sien? En wat is die verskil? Is eers was 'n rooi kar van geen waarde vir jou nie, maar nou as ek vir jou sê, hoeveel rooi karre, en ek gee vir jou R200, dan skielik is daar waarde. En ek wil dit trek na, as ons praat van nou 'n geestelike persoon, hè, of selfs net al is jy nie. Ek wil hê jy moet 'n waarheid sien. Is wanneer ons soek vir iets, dan sal ons dit kry. Want ons vind waarde daarin. So as jy teleurgesteld is, en jy soek vir redes wat nog alles gaan verkeerd gaan, as jy soek vir al die redes
hoekom jy nie goed genoeg was nie, as jy soek vir al die redes, hoekom dit nie vir jou uitgewerk het nie, jy gaan dit kry. Ja. Dis soos die rooi kar, né? Ja. Maar wanneer jy soek vir vriende om jou te help, wanneer jy soek vir redes hoe jy jou gedagtes kan verander, as jy die woord vat en jy lees 'n skrif raak, Ja. en jy soek vir redes om jou op te bou, om jou te help opstaan, om jou te laat aangaan, om sterker te staan in die woord, dan gaan jy dit ook kry. Ja. So ek wil Vind jou rede. vind ja, kyk wat is vir jou waardevol. Ja. So as jy soek vir redes om te bly waar jy is, jy gaan dit kry. Ja. En as jy soek vir redes om op te staan en aan te gaan en hoop te skep, dan gaan jy dit ook kry. Ja. So ons moet baie versigtig wees waarvoor ons soek. Ja. Maar soms wanneer ons 'n teleurstelling ervaar het en jy voel mos jou gemoed is so, jou hele liggaamhouding is so. Wees met daai emosie, maar wanneer jy dit ervaar het, kry daai 1 of 2 mense wat vir jou gaan ophelp, mense wat se harte vir jou is, wat jou nie gaan toelaat om te bly waar jy jouself bevind nie, en besluit dan wat is belangrik, wat is dit wat jy wil raak sien in jou lewe, en jy sal dit sien. En luister. En luister na hulle. Ja, en luister. Weet, en baie keer, ek baie keer dan hulle gaan soek, ouens wat moet praat soos wat hulle wil hê. Presies, dit is. Vat dit maar van iemand en luister. Moenie hy ou gaan soek wat jou nie gehoor gaan streel nie. Ja. En graag dit wat jy wil hoor moet. Nee, Tanya, baie dankie saam met my en hierso vanuit Huis van Heerlikheid se sitkamer. Nee. Se podcast en baie dankie dat julle ingeloer saam met ons. Ek glo dit het van waarde vir julle en dit vir julle iets gaan beteken en gaan dink daaroor en gaan luister. Ek weet nie waar jy jouself bevind vandag nie, maar vat hierdie bietjie raad wat ons kon gee en deur kon voer en gaan bepeins dit, gaan dink en maar waar begin ek? Waar gaan ek begin om myself, moet sê die woord, te stabiliseer? Dat ek nie almal om my net wil bedood of wat ook al het en verder negatief raak nie. Maar van my kant af en Tanya se kant af, baie dankie saam met my. So met hierdie wille podcast en mag julle awesome en 'n geseënde week hê tot ons weer mekaar sien. Blessings.